Goeie môre en baie welkom. Dit is volbring. Hy het opgestaan. Ja, sê, ek hoop jy het nou geantwoord, hy het waarlik opgestaan. Dankie Here vir hierdie dag. Dit is vandag die 17de Nisan. Dit is die opstandingssondag. Here, hierdie offer hierdie betaal naweek, hierdie skuld betaal, sonde skuld betaal naweek is volbring. U het opgestaan. Ekskuus, o, hier is die genade, wat gaan nou aan? Het hoes en het proes en het nies en alles gelyk. En ek kry 'n sweetie om te suig. Dankie, ek sal jou sweetie suig, hoor. Dankie. Kom ons sluit nie die oë en voordat ons begin met wat het op daardie dag gebeur. En ons sê vir die Here dankie. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus vanoggend na U toe, Here. U is waardig, Here, U is meer as waardig om geaanbid en geloof en geprys te word. Here, U het my sonde skuld betaal. U het my sonde oorwin. U het opgestaan. Here, dit is waar ek staan vanoggend in U, in dieselfde posisie, skoon gewas deur Jesus bloed, in dieselfde krag van die opstanding. Geen skuld, geen terughou in die graf, geen ewige dood vir my nie. Ek dank U daarvoor. Here, U is wonderbaar. Dankie vir hierdie laaste 10 dae wat verby is, Here, dat ons hierdie voorreg gehad het om hierdie pad saam met U te loop, om meer verstaan te probeer kry, Here, om dit beter te beleef het saam met U. En Here, ons is vanoggend eintlik spraakloos. Al wat ons weet is, hy het opgestaan, soos wat hy gesê het. Hy het die dood en sonde oorwin, namens my, vir my. Dankie Here. Vader, gaan saam met elke een wat U aanroep in hierdie oggend, en ek bid, Here, dat ons in hierdie dae wat sal volg, minder op ons eie probleme en ons eie situasies sal fokus, Here, maar op wie U is en wie ons in U is. U het opgestaan, sodat ons nie net hoop het nie, maar lewe het. Word verheerlik vandag, in Jesus naam. Amen en amen. Dit is die 17de opstandingssondag, presies uitsonderlike jaar, waar die 17de was op 'n Sondag, daardie Sondag 2026 jaar gelede, en vandag is dit wraggies weer 17 Nisan op die Joodse kalender. Wat het gebeur? Met dagbreek gaan Maria Magdalena en Maria na die graf. Kom hulle daar by die graf, dan is daar so 'n aardbewing. Baie mense wonder, wanneer het Jesus opgestaan op die 3de dag? Was het 12 uur die nag, was hy al lankal weg? Nee,
daar was 'n aardbewing, want dit het gebeur. Bedoem, daarso sien jy, daar is daar die seël, die klip wat hulle voor die ingang gerol het, en gister se prentjie toe het hulle hom verseël met so swart ding bo-oor, en die engel kom daal uit die hemel uit neer, en hy rol die steen van die graf weg, en daar staan in die Bybel, en hy gaan sit op die steen, terwyl die wagte uit vrees staan in die woord, soos dooies word. Hulle word soos dooies, hulle het versteen. Ja, wat gaan hier aan? Wow! Eers is hierdie aardbewing, en hier kom hierdie engel, en hy rol hierdie klip weg, asof hy nie is 'n klippie is, of het so klein klippie is, en hy gaan sit bo op daardie klip. Die engel, terwyl hy daar sit, sê vir die vroue om nie te vrees nie, en dat Jesus nie daar is nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Die engel sê dat Jesus voor hulle uitgaan na Galilea, waar hy hulle sal sien, en dat hulle na Galilea moet gaan. Dan die vrouens, hulle bly om dit te hoor, hardloop met groot blydskap terug om die disippels te vertel. En hier, dankie Here vir hierdie wat ons dit vir ons toegelaat het om dit so op te breek, want ons het hierdie prentjie, Jesus was die engel en Jesus het aan hulle verskyn. Nee, hierso, die engel het met hulle gepraat, gesê wat Jesus sê, hulle gaan terug en op hulle pad terug. Wat gebeur daar? Dan staan daar in die Bybel, Matteus 28 vers 1 tot 10, dit is in Markus ook, hoofstuk 16 vers 1 tot 14, Lukas 24 vers 1 tot 43, Johannes 20 vers 1 tot 25, op hulle pad terug, dat hulle opgewonde is om vir die disippels te gaan vertel, dan verskyn Jesus aan hulle. En hy sê vir hulle, wees gegroet. Dan staan daar in die Bybel neergeskryf in die woord van die Here, die twee vroue gryp sy voete en aanbid hom. Jesus sê vir hulle, hulle moet vir sy broeders, die disippels gaan vertel, dat hulle na Galilea moet gaan, waar hulle hom sal sien. En daar gaan hulle, en hulle gaan sê vir die disippels. Dan die disippels wil dit vir hulle moeilik om dit te glo, dan kom hulle weer terug om self vir hulle self te sien. En intussen, terwyl dit gebeur, is daar so 'n ander verwikkeling. Hierdie gebeur toe. Hier gebeur dit. Wie is hierdie? Hier staan 'n paar mense, hier staan twee ander pere. Hulle is die twee wagte. Hulle gaan vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En wat gebeur? Die owerpriesters en die ouderlinge vergader en besluit om die wagte baie geld te betaal om te sê dat die disippels terwyl hulle geslaap het, Jesus gesteel het. Sy lijk gesteel het. Matteus 28 vers 11 tot 15. En en dan het Jesus aan hulle verskyn, hy het aan die Emmausvangers verskyn, en hy het aan die disippels verskyn, en die Here het opgestaan.
En dit is wat ons vandag vier, die opstanding van ons Here Jesus Christus. Nie die Here Jesus Christus nie, my Here Jesus Christus. En daarmee ook die ewige lewe van Jesus. Ons vier nie net dat Jesus opgestaan het nie, ons vier dat Jesus ewig lewe. Want geen dood, geen graf kon hom in die graf hou nie. En saam met dit vier ons dat elkeen van ons se lewens wat deur sy bloed gered is, ook sal lewe tot in ewigheid, net soos hy. Hoekom? Want ek is in hom en hy is in my. Maar dit beteken ook dat ons die vervulling van die evangelie vier. Here, ons vier u opstanding, ons vier ons ewige lewe saam met u opstanding en ons vier die vervulling van die evangelie. Wat beteken evangelie? Evangelie beteken letterlik goeie nuus of blye boodskap. En die blye boodskap is dat die nuus van hierdie boodskap dat Jesus opgestaan het uit die dood, jou vanuit die ewige duisternis tot die ewige lig kan red. Nie dat jy gered is omdat Jesus opgestaan het nie. Omdat Jesus gesterwe het vir sonde, gaan ons outomaties nee, dit kan. Dit is die boodskap van hierdie evangelie. Die Here kan jou red. Die blye boodskap, sê Paulus in Romeine 1 vers 16 is, hoor wat sê Paulus, 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Die evangelie, dus daarom is dit so belangrik om die evangelie te versprei, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat dit glo. Die evangelie, sê Paulus, is iets wat self met ons kom werk en ons kom help om gered te kan word. Ons Here kan nie sonder die evangelie van die goeie nuus van redding leef nie. Ons kan nie sonder dit bestaan nie en ons kan nie mense na u toe lei sonder die goeie nuus van die evangelie nie. Want dit is nie net 'n klomp leerwoorde nie, wat niks aan ons kan doen of niks aan ons kan verander nie. Nee, dit is ook nie net 'n mooi boodskap wat lekker op die ore val nie en ja, wat jy kan so 'n soort van paai nie. Nee, dis 'n krag van God wat ons red en vir ons nuwe lewe gee. Die evangelie is 'n krag van God wat ons nuwe lewe gee. Die evangelie is die krag van God wat ons lei tot weergeboorte, tot sondebesef, sondebelydenis en ons opwek in 'n nuwe lewe. In 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4 sê Paulus, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Die belangrikste. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Dit is die belangrikste wat ek aan jou kan bring. Dit is die kern van die evangelie. Jesus het vir ons sondes gesterf en dat Jesus uit die dood opgewek is. En dit is waaraan ons in geloof moet vashou
en dit is ons toekoms. Dit is ons waarheid. In vers 2, dan sê Paulus vir die Korintiërs, as julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Enige iets anderste, enige ander, hierdie goed wat mense uitdink, wat predikers uitdink, ja, maar dit en dis hoe ek het verstaan. Paulus sê, nee, sorry, as jy aan enige iets anders vashou, behalwe dat Jesus Christus het vir my sondes gesterwe en betaal, en hy is opgewek uit die dood uit, en ek in hom deur weergeboorte is saam met hom uit die dood opgewek. Enige iets anderste is te vergeefs. En dit is wat ons vandag bely en vier. Die evangelie, die blye boodskap is nie net op skrif vervul nie. Here, dit is nie net in die Bybel vervul nie, nie net op skrif nie, maar ook ek kan dit vier vanoggend. Kan jy? Here, dit is ook in my lewe vervul. Ek het tot weergeboorte gekom, ek het ewige lewe al ontvang. Ek wag dat U my op die wolke kom haal. U leef en alles wat U gedoen het en wat met U gebeur het, hier op die aarde tot by U opstanding, deur alles het ek ook dieselfde lewe in U ontvang. Dit is wat die opstanding vir my beteken vanoggend. Here, alles wat U gedoen het, waardeur U gegaan, tot en met die opstanding, deur alles het ek ook dieselfde lewe en autoriteit in U ontvang oor die dood. Dankie, Here, halleluja, amen en amen. En daar kan nie 'n groter boodskap ooit wees nie. Dankie, Here. U het opgestaan. U het waarlik opgestaan. U het in my opgestaan. Want Here, as ek kyk net na jouself. Die Here het in jou opgestaan toe jy hom die dag aangeneem het. Van dink aan wat het jy gedoen? 10 jaar, 20 jaar terug. Hoe het jy gelewe? Wat het jy gedoen? Wat doen jy vandag? Dit is dood, want die Here het in my opgestaan. Amen. Prys die Here. Kom ons sê dankie vir die Here. Kom ons sluit die oë. Vader, in Jesus naam, dankie vir Jesus. Jesus, dankie. Dankie dat U deur dit alles bereid was, Here, om onskuldig, Here, onskuldig hierdie pyniging, hierdie vernedering, hierdie marteling wat ek moes ontvang het, vir elke keer wanneer ek sondig, Here, dat U dit op U geneem het en U daarvoor betaal het, sodat ek nie daarvoor hoef te betaal nie. Dankie dat U, Vader, dankie dat U woord gestand gehou het, dat Jesus deur die graf gegaan het, deur die dood gegaan het en opgestaan het en leef. Hy het geleef, daarna het hy werklik geleef. U was nie 'n spook wat aan daardie vrouens of aan die disippels verskyn het nie. U het waarlik geleef. Hulle kon aan U vat, U lewe. Dankie, Here, dat U ook in my lewe, dat ek deur U in U bloed weergebore is, Here, is ek nie 'n gees hier op hierdie aarde nie, wat hier rond sweef, wat niemand sien nie. Nee, ek is nog steeds vlees en bloed. Mense kan aan my vat en sien,
maar hulle kan ook sien, Here, dat u lewe, dat u opgestaan het, dat ek gered is vanuit die duister tot in die lig. U leef en u leef ook in my. Dankie dat u skrif, u woord, ook in vervulling in hierdie lewe gekom het. Ons dankie in Jesus naam. Here, hoe kan ons u ooit dankbaar genoeg wees? Die beste wat ons kan probeer is om ons hele lewe aan u te wy. Dankie Here. Amen en amen. En prys die Here. Dit is die opstanding sondig. Hy het opgestaan en hy leef. Hy leef vir altyd. Dankie Here. Tot volgende keer. Ek wil nie groet nie, maar ek moet ook groet. Ontvang die seën van die Here. Yerechocheta Adonai dishmarecha. Yair Adonai pawanilecha wechochonechta. Yesa Adonai pawanilecha weasemlecha shalom. Die Here sê jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees en aan jou vrede gee. Amen. Ontvang en gaan leef in die vrede van die Here, die vrede dat hy het opgestaan. Nie net daar nie, hy het daar opgestaan en hier het hy ook opgestaan. Tot volgende keer. Die Here se seën.